1 Samuel 22. Dawid is daar weg en het in die Adullam grot gaan skuil. Sy broers en al die ander familielede het dit gehoor en daar by hom aangesluit. Daarna het al meer mense wat in die moeilikheid was, of hulle skuld nie kon betaal nie, of oor iets ontevrede was, by hom aangesluit. Mettertyd was Dawid die leier van omtrent 400 man. Dawid het intussen die koning van Moab in Mispa besoek en vir hom gevra: Mag my ouers hier by julle kom woon, totdat ek weet wat God met my gaan doen? Die koning het ingestem en Dawid se ma en pa het tydens Dawid se verblyf aan die bergskuiling in Moab gewoon. Die profeet Gad sê op 'n dag vir Dawid: Moenie in die bergskuiling bly nie. Gaan terug na Juda toe. Dawid gaan toe na die Geretbos. Die nuus van sy aankoms in Juda het gou Saul se ore bereik. Saul het onder 'n tamariskboom op die hoogte by Gibea gesit met sy spies in sy hand en sy offisiere rondom hom. Luister hier, manne van Benjamin, roep Saul uit toe hy die nuus hoor. Sal die seun van Isai ook vir julle landerye en wingerde gee? Sal hy julle hoofde oor 1000 en oor 100 in sy leer maak? Julle het almal teen my saamgesweer. Nie een van julle het my vertel dat my eie seun met die seun van Isai teen my saamgesweer het nie. Julle is nie eens jammer vir my nie. Dink daaraan. My eie seun hits my onderdaan aan om my dood te maak. Toe antwoord Doeg, die Edomiet wat oor Saul se veewagters aangestel was. Toe ek 'n Nob was, sê hy, het ek gesien die seun van Isai praat met die priester Ahimelek, seun van Agitub. Ahimelek het die Here vir Dawid geraadpleeg om te hoor wat Dawid moes doen. Boonop het hy ook brood en die swaard van Goliat, die Filistyn, vir Dawid gegee. Die koning het dadelik Ahimelek, seun van Agitub, en sy hele familie 'n Nob laat roep. Daar aangekom sê Saul: Luister, seun van Agitub. Ek luister, o koning, antwoord Ahimelek. Hoekom het jy en die seun van Isai teen my saamgesweer? Vra Saul. Hoekom het jy vir hom brood en 'n swaard gegee? Hoekom het jy God vir hom geraadpleeg en hom aangemoedig om teen my in opstand te kom, sodat ek nou deur hom bedreig word? Maar koning, verweer Ahimelek hom, daar is tog niemand onder u amptenare wat so betroubaar is as u skoonseun Dawid nie. Hy is dan die aanvoerder van u leibwag en 'n geëerde lid van u huishouding. Dis tog nie die eerste keer dat ek God vir hom geraadpleeg het nie. Moet asseblief nie my en my familie hiervan beskuldig nie, want ek het absoluut niks geweet van 'n komplot teen u nie. Jy sal sekerlik sterf, Ahimelek, jy en jou hele familie, roep die koning uit. Toe beveel hy die leibwagte rondom hom: Maak die priesters van die Here dood, want hulle is kop in een mis met Dawid. Hulle het geweet dat hy van my afvlug, maar het my nie laat weet nie. Maar Saul se wagte het geweier om die priesters van die Here dood te maak. Toe beveel die koning vir Doeg: Val die priesters aan. Doeg het die priesters aangeval en 85 mans wat die linne skouerkleed dra, doodgemaak. Daarna is ook Nob, die priesterdorp, aangeval en al die mans, vroue, kinders en babas, asook al die grootvee, donkies en kleinvee afgemaai. Net Abiatar, een van die seuns van Ahimelek en kleinseun van Agitub, het ontkom en na Dawid toe gevlug. Toe hy vir Dawid vertel dat Saul al die priesters van die Here doodgemaak het, roep Dawid uit: Ek het so gedink, toe ek die dag vir Doeg, die Edomiet, daar sien, het ek geweet hy sou alles vir Saul vertel. Ek het die dood van jou pa se hele familie veroorsaak. Bly hier by my en moenie bang wees nie. Die een wat jou wil doodmaak, wil my ook doodmaak. By my is jy egter veilig.